lyk 'n tweede kans saam met die Here? Wel, dis 'n volgehoue roeping. Dis 'n volgehoue roeping. Jy kan dit neerskryf daar op jou bladsy waarmee jy besig is. Dis 'n volgehoue roeping. Nou, hoe weet ek dit? Wel, ons het vir mekaar gesê, die woord van die Here het 'n tweede keer tot Jona gekom. Wat doen hy? 3 goed. Maak klaar. Gaan, en wat is die derde ding wat hy vir hom sê? Spreek hom aan is die derde gedagte wat hier opkom. En as ons teruggaan na Jona 1 toe, dan sal ons sien waar die eerste roeping plaasgevind het. En Jona 1 het dit baie duidelik gesê, maak klaar, gaan na Ninive toe en spreek hom aan. En as jy die twee langs mekaar sit, is nou baie klein, ek weet jy sien dit nie heeltemal dalk nou lekker as jy agter sit nie, kyk net na die ander TV's, daar sien ons albei, Jona 1, die eerste roeping, hier maak hy weer klaar, daar is 'n gaan en 'n gaan, en 'n spreek hom aan en spreek hom aan. So tussen Jona 1 waar God hom die eerste keer geroep het, en hier waar hy uit die vis se maag uitkom, uit sy diepste donkerste oomblikke, bly die bestemming presies dieselfde. God sê, gaan na Ninive toe. Dis sy bestemming. Die dringendheid wat God na hom toe mee kom, bly presies dieselfde. Maak klaar as wietkinders. Wietkinders. Het jy al daardie woorde gebruik? Maak klaar. Right? Dis nie, ag julle, wil julle nie nou klaar maak nie? Kerk begin oor 10 minute. Huh? Nee, dis maak klaar. Ja, dankie. Ek het dit al gebruik. Ek moet bely voor almal van julle. My kinders het dit gister gehoor. Nie my vrou nie, sy's perfek. Right. So dis 'n dringendheid binne in ons. Hy het nie gesê, weet jy wat? Kom jy nou maar eers oor jouself, oor die feit dat jy vir my weggevlug het vir my in hoofstuk 1 nie. Dis okay wanneer jy nou reg voel. Ag, wanneer alles in jou nou align, dan is dit okay, dan kan jy nou gaan. Nee, hy sê maak klaar. Dit beteken die dringendheid is nog steeds daar, en wat ek en jy hier moet inlees is dat God se genade verander nie die roeping nie, vriende. Dit verander nie die roeping nie. Wat hy vir hom gee hier is 'n volgehoue roeping. Die roeping bly dieselfde. Daar's nie 'n demotion nie. 'n degradering, as jy nou daardie woord in Afrikaans wil gebruik nie. God stuur nie vir Jona na 'n ander stad toe in die eerste of die tweede vers nie. Hy sê nie, weet jy wat, hier's vir jou 'n makliker taak nie. Glad nie. Hy sê vir hom, sy roeping bly dieselfde. En wie is sy roeping? Ninive is sy roeping. En nou kan jy vir jouself indink, regtig, Ninive, na alles wat ek nou deur is, ek is nou net uitgespoeg en nou moet ek terug gaan Ninive toe. Daardie stad, die een wat God se mense wredelik vervolg, daardie stad. God sê ja, daardie stad. Daardie stad, Here, wat naam verduidelik as die bloedstad wat louter bedrog, vol geweld is, terwyl rowery nie ophou nie, daardie stad. Die stad waar die Assiriërs God se mense lewendig hulle velle van hulle afsny, they fell them. En hulle trek hulle velle van hulle af, daai stad. En dan gooi hulle oor die mure, sodat mense kan sien wat gebeur as jy uitpraat teenoor die Assiriese koning. Daardie ene. Ja, daardie ene, jy moet terug gaan sien toe. Die een wat die koning sy slawe se oë uitsteek. Hulle oë, hulle neuse afsny, hulle ore afsny, hulle tonge afsny. Wil jy ek moet soontoe gaan, Here? Geen wonder, hy het 4000, amper 400 kilos weggevlug in daardie oomblik. Sien julle nou die prentjie, vriende? Dis hoekom sy hart is waar dit op daardie oomblik was, vriende, maar ek wil hê jy moet verstaan dat wanneer God genadig is, dan is dit nie vir my en vir jou 'n tree agteruit nie. Dis nie 'n tree agteruit nie. Dit was nie vir Jona 'n tree agteruit nie. Wat God daar kom doen is hy sê vir hom, dis 'n terugtree, ja, maar dis 'n herstelling van jou eerste roeping. Dis wat dit is. Dis 'n volgehoue roeping. Dalk het jy al opgemors. En dis okay. Jou mislukkings, Jona, gaan nie nou te sprake wees nie. Weet jy hoekom? Want mislukkings verander nie God se plan nie. Ek wil dit regtig, I'm driving it home this morning, dat sy plan verander nie. Inteendeel, wat kan gebeur is, vriende, daardie mislukkings gaan jou altyd terugroep na jou eerste roeping toe. En Romeine 11 kom wys dit vir ons so baie mooi. Hy sê, as God eenmal aan mense sy genadegawes geskenk het, en hulle geroep het, trek hy dit nooit weer terug nie. Die Here trek dit nooit weer terug nie. As hy vir my en vir jou roeping gegee het, dan trek hy dit nie terug nie. Hy laat vaar nie net sy volgelinge, sy kinders, wanneer hulle struikel nie. Dit is genade, vriende.
En as ons na die skrif gaan kyk, is daar 'n klomp mense wat 'n tweede kans gekry het. 'n Klomp van hulle. Dink aan Petrus. Johan het verlede week oor Petrus gesels. 3 keer het hy die Here verloon. Maar tog kom die Here en hy kom herstel hom. Dink aan Dawid. Dawid was vasgevang in moord en oorspel. En al het hy die ergste sonde moontlik gedoen, het die Here hom nie afgeskryf nie. Hy het hom kom herstel. Dink aan Paulus. Paulus het Christene vervolg, ons het al baie oor Paulus gesels. Hy het Christene vervolg, hy het hulle toegesluit, hy het briewe gevra van die kerkhoofde om dit te kan doen. Hy was daar toe Stefanus, die eerste Christen, met klippe doodgegooi is. Hulle het hulle klere, die wat klippe gegooi het, by sy voete as 'n jong man kom neerlê. Hy was daar, hy het niks gedoen nie, hy het gekyk, hy het dit geniet, hy was deel daarvan. Maar God het hom kom herstel. En hier kry ons vir Jona vandag in hierdie verse, vriende, wat gevlug het van die Here af. En hy roep hom terug. Hoekom? Hoekom roep hy hom terug? Want vriende, ons God, my en jou God, is 'n God van tweede kansse. Hy's 'n God van tweede kansse, amen? En hy wil ons roeping elke dag in hom kom herstel. En wat moes gebeur het, was Jona moes binne in daardie vis se maag gesit het, om te besef, om te luister en te hoor na die roepstem. Jy moet terugkom na waarvoor ek jou geroep het, Jona. Jy moet terugkom. En hy moes opkyk en terugkyk. En in daardie oomblik toe hy terugkyk, toe beleef hy wat Asaf in Psalm 77 oor geskryf het, toe hy sê, ek sê, my grootste smart is dat die Allerhoogste nie handel soos voorheen nie. Hoekom nie? Ek wil dink aan die dade van die Here. Ja, ek wil dink aan die wonderdade, sê Asaf, van vroeër. Hier vind Asaf homself in sy donkerste oomblik. En wat doen hy? Hy dink terug. Hy dink aan God se getrouheid. Hy dink aan sy goedheid. Hy moenie dit doen nie. Hy dink aan sy genade. En hy dink aan sy wonderdade. En in daardie oomblik onthou hy wie sy God is. En vriende, wanneer ek en jy gaan terugkyk in ons lewens, dan kan ons of een van twee dinge sien. Ons kan erken en ons kan sien hoe stikkend dinge raak, wanneer ek en jy die stuur van ons eie lewens probeer doen. Ek weet baie van julle is goeie bestuurders, maar van lewe en keuses, van ons harte te sprake is, weet ek nie altyd nie. Of die tweede ding op die flipside kan wees natuurlik, hoe goed God is, wanneer ek kies om onder sy beskerming te leef. Dis die twee goed wat ons raak sien, wanneer ons terugkyk na ons verhouding. En hoofstuk 2, vriende, daai gebed was Jona se terugkyk. Dit was sy terugkyk sodat die Here hom nou kon kom roep. Klagliedere 3 vers 40 sê, laat ons doen en laat dit deeglik ondersoek en ons tot die Here bekeer. En dis wat Jona moes doen. Hy moes terugkyk. Hy moes sy gedagtes weer gaan ondersoek om te sê, weet jy wat Here, dis nie selfveroordeling as jy vandag hierso sit en jy begin terugkyk na jou lewe nie. Selfondersoek gaan altyd vir my en vir jou lei waarheen? Terug na die Here toe. Terug na waarvoor hy en my jou geroep het. En dis wat hier gebeur in Jona 3 vers 1 en 2. God kom roep vir Jona. Maar sy aksies is anders. In hoofstuk 1 het ons gelees, toe God hom roep, maak klaar, wat het hy gedoen? Hy het gevlug. En hier kom ons nou in hoofstuk 3, en hy was gehoorsaam. Die eerste keer wat Jona gehoorsaam is. En hy vlug nie, hy staan op en hy loop.